ons weer, dis 'n Bosberaad, ons praat die waarheid, ek sweer, geen politiek spanning, die wêreld se pyn. My woorde sny skerp, my feite getreid. Nuwe gaste elke week, saam op die stoep. Debatte word gevoer, met passie en moed. Van oos na die wes, oos uit Potchefstroom. Bosberaad saam ons, terwyl jy braai. Nuwe gaste elke week, saam op die stoep. Debatte word gevoer, met passie en moed. Van oos na die wes, oos uit Potchefstroom. Bosberaad saam ons, terwyl jy braai. Dis 'n Bosberaad, waar al die manne saam kan praat. Rondom die vuur, ons stemme kwaad. Bosberaad is 'n volkssaak. Die wêreld draai woes, die spanning klim hoog. Magte bots wel, die vrede raak droog. Vanaand bly sterk, hy lei die gesprek. Met feite en krag hou hy alles in check. Van Rusland tot China, die stryd word gevoer. Midde-Ooste se vure, als in sy moer. Ons breek dit af, hier's geen plek vir twyfel. In die Bosberaad kan ons saam praat. Dis 'n Bosberaad, waar al die manne saam kan praat. Rondom die vuur, ons stemme kwaad. Bosberaad is 'n volkssaak. Geen meer, geen geheim, ons stemme bly vry. Die wêreld se smart, ons voel dit sny. Wynand het sy span, die lig skyn so klaar. In die Bosberaad is die waarheid ons daar. Die Bosberaad, dis 'n Bosberaad, Geen mure, geen grense, ons stemme bly vry. Die wêreld se smart, ons voel dit sny. Wynand en sy span, die lig skyn so klaar. In die Bosberaad is die waarheid mos daar. Dis 'n Bosberaad, waar al die manne saam kan praat. Rondom die vuur, ons stemme kwaad. Bosberaad is 'n volkssaak. Kom kyk na die show, die waarheid word gesê. Hier is dit nou, dis wat jy wil hê. Bosberaad, we staan altyd sterk. Vir vrede en waarheid is ons grootste werk. Goeienaand en ja, baie welkom hier by ons vanaand. Hier met hierdie uitsending van ons en Bosberaad aan donderdag aande en vanaand het ons eintlik iets anders, 'n besonderse aand. Maar ek sien daar die mense laat weet 5 uit 5, hulle hoor mooi, hulle luister mooi en ek het skoon vergeet om vanaand 'n target, 'n doelwit daar te stel. So julle moet maar almal wat lede is van die kanaal is en julle voel wat julle wil bydra, kan julle maar bydra. Maar is dit onlangs het ek gehoor en geluister hoe daar 'n groepie mense in die Vrystaat is wat in die Staatskoerant aangekondig het dat hulle die Boererepubliek van die Oranje Vrystaat dan amptelik aankondig. En dit is amper so 'n teenvoeter wat 'n mens kan kry vir die grondeise wat ons kry daar uit Lesotho se kant uit. Maar in elk geval is tyd om ons gaste aan julle voor te stel. Herman is geen onbekende nie, julle ken almal vir Herman. Hallo, Wynand. Naam Herman, ja. En welkom weer 'n keer. Altyd 'n voorreg, baie dankie vir die geleentheid en ons sien uit om saam met jou en meer die SBB-lede te kuier. Daar sê. En dan vanaand Tommy wat daar saam met ons verkeer en ons het nog 'n probleem om die derde persoon op te kry, Tommy se broer Wim. Daar is in die omgewing waar hy boer is daar heidaglik probleme met ontvangs. Dit is 'n internetkabel of hierdie wat noem mense fiberkabel wat 'n bietjie in gebreke is. Maar
Tommy, baie welkom hier by ons vanaand en ek waardeer opreg dat jy deelneem saam met ons. Ja, Tommy, kan jy hoor daar? ek hoor jou nou, Naand Wynand, dankie vir jou uitnodiging. Tommy, ja, ons gaan lekker gesels vanaand. Herman, Tommy, na aanleiding van my inleiding waar ek gesê het oor die situasie en dit wat julle wil doen, en ek wys net weer eens daar die vlaag daar van die Vrystaat, en ek dink dit lê enige ou na aan die hart, myself, my springkursus daar gedoen, swaar gekry daar in Bloemfontein, en natuurlik saam met die manne gery het Pretoria uit om die Curriebeeker finaal te gaan kyk tussen die Bloubulle en die Cheetahs, daai aand toe hulle gelyk opgespeel het. Ek het nog nooit so 'n klop bek af ouens by mekaar gesien soos daai aand nie, hoor. Ag, maar is goed. Ja. Nee, wat Wynand, die Vrystaaters, ons is maar gewoond om, weet, die hele land se rugbyspanne was maar gevoed deur die Vrystaat, so ons is gewoond om leiding te neem en ons is gewoond om voor te vat en ons skrik vir niks, so nee wat, nou is ons weer daar, ons vat hom voor. OK, dis 100%. Herman, ek gaan nou oorgee aan julle twee, ek gaan vir 'n oomblik myself afhaal, skop af, verduidelik waaroor dit gaan, gesels met die mense, ek is nou terug. Reg, Wynand, ek wil net 'n guns vra asseblief. Ek dink vir die eerste keer in enige program waarna ek deelgeneem het, gaan ek vergunning vra by jou as programleier, want hierdie is so ernstige saak, dat ek asseblief hierdie aangeleentheid met gebed wil afspring as dit julle goedkeuring wegdra. Dis 100% reg. Ek waardeer opreg, ek vra dit almal wat behoudend is en saam met ons is dit ons ook in ons koppe bygesit. Liewe God en Hemelse Vader, hierdie is vir ons ontsettende, indringende gesprek wat ons voer, en net soos wat ons as gemeenskaplike belanghebbendes en behoudendes ons en ons nageslagte graag die beste toekoms gun wat ons as mens kan doen. Ons beroep onsself op God die Vader, die skepper van hemel en aarde, en ons verbondsgod, om ons asseblief te midde hierdie alle aanhoorders, elke liewe een wat ore het om te hoor en oë het om te sien, en wat so besorg is oor Suid-Afrika en die nageslagte wat na ons moet kom. Want ons is oortuig, liewe Heer, dat ons die laaste geslag is wat nog iets kan doen om vir ons kinders en hulle kinders se kinders 'n toekoms te bewerkstellig. Ons beroep op U as ons verbondsgod om in te tree en ons harte oop te maak en ons verstand rein te maak en ons denke so te maak dat ons nie afknouend is teenoor mekaar nie. U weet, liewe Heer, dat ons is voortrekkers en ons is groottrekkers en in ons volk is daar dwarstrekkers. So gee vir ons 'n geleentheid om tot van die voortrekker reg deur die groottrekker tot by die dwarstrekker se hart te kom. Dat almal kan verstaan dat ons hart en ons motief is suiwer en opreg en dat ons dit doen nie in ons belang nie, maar in ons verbintenis met God, en dat ons onderneem om U naam na ons nageslagte deur te trek, soos die verbintenis van 1838. Neem ons wil, Here, omdat ons U nodig het in die pad wat ons moet stap. Amen. Dankie, Herman. OK, Herman, vat die stange vas. Daar sê Wynand, baie dankie. Tommy,
gaan vinnig net so invat en net laat jy gewoond raak aan die spoed van dinge wat ons dinge doen en aangaan, wil ons so 'n bietjie net gesels. Ek dink ons moet die gesprek opdeel in drie komponente en ons moet so 'n bietjie 'n geskiedkundige oorsig gee van wie en wat ons is en waarom ons hier is vandag, en daarna gaan ek vir jou oorgee laat jy vir ons 'n oorsig kan gee van waar ons nou is binne jou tydsbestek en julle beplanning, en dan ons hoop teen die tyd wat Wim inkom, andersins gaan ek en jy aanvul en dit maar aanspreek soos die tyd gaan om te sê, maar wat is die pad en die weg wat ons sien op 'n regstegniese vlak om dit vorentoe te vat. Maar ek dink van 'n geskiedkundige oogpunt af moet ons sê, waar begin ons boerevolk geskiedenis? Ons boerevolk geskiedenis begin effektief daar in 1836 met die groot trek. En van daar af het ons deurgetrek en ek het nydig met Chris Nel gesels, 'n baie insiggewende man. Hulle het baie goeie werk gedoen en ek gee hom erkenning vir dit. En hy het vir my 'n interessante metafoor gesê. Hy het gesê as ons jy weet een van hierdie wetenskapflesies vat en daar's 'n klomp chemikalieë daar binne in en ons vat hom en ons skud hom so en ons hou aan om hom te skud, dan gaan daar sekere vlakke van daai vloeistof binne in daai flesie gaan vir mekaar skei. En dan gaan die boer een kant lê, die Afrikaner gaan een kant lê, die Engelse gaan een kant lê en al die ander wat bygekom het wat die Afrikaner dom uitmaak en die blanke samestelling in Suid-Afrika uitmaak, gaan jy kan identifiseer in daai wetenskapsflesie. En dit is nogal vir my 'n baie oulike metafoor om mee weg te spring. Maar die slotsom waarby ons moet uitkom is om vir mekaar te sê, maar wie is ons en waar kom ons vandaan? Nou, die gemeenskaplike belang is, ons sê vir mekaar, ons is 'n boer wat deel is van 'n Afrikanerdom, wat deel is van 'n blanke gemeenskap in Suid-Afrika, so dis 'n minderheid van 'n minderheid van 'n minderheid binne 'n demografiese oorweldigende meerderheid. En daai demografiese oorweldigende meerderheid is eintlik nie en ons wil almal vir mekaar sê, maar ons bly dan nou in 'n demokrasie, een man, een stem. Maar ons sal nooit in 'n demokrasie kan wees, want 'n demokrasie is waar daar gelyke mededingende samespanning is of teenspanning is teen mekaar. En solank as wat daar 'n demografiese oorweldiging is, kan jy nooit aanspraak maak dat ons binne 'n demokratiese stelsel is nie. Stem jy saam met my stelling? Ja, Herman, dit is so. Demokrasie, as jy so oorgrootte wig aan die een kant het, kan demokrasie nooit die doel van almal bereik nie. Nee, hy kan nie. En ons is, ek sê altyd, ons is in 'n demografiese bestel, ons is nie in 'n demokratiese bestel nie. Ons is demografies oorweldig, want die getalle tel teen ons. En daarom is dit so belangrik dat ons behoudend is en dat ons mekaar op 'n behoudende vlak die hele tyd moet beskerm en bewaar, en dat ons die eendragtigheid en die eenmagtigheid wat onder ons volksgenote van krag moet wees, laat ons dit eintlik soort van beroep en laat ons dit intrek sodat ons kan staatmaak op dit, want as ek sê altyd, as ek nie na jou kyk en jy kyk na my nie, wie op aarde gaan na ons kyk? Ja, maar kom ons gaan gou dan kyk ons na die geskiedenis en ons gaan vanaand hoofsaaklik maar praat oor die Oranje Vrystaat en die erkende Boererepubliek van die Oranje Vrystaat, waarin beide ek en jy onsself vestig. En ek kry baie keer die gevoel dat baie van ons, en ek het die voorreg, ek het absolute voorreg om op baie groepe te lê wat almal 'n eensgesinde hoe kan ek sê, doelstelling het, en dit is dat die boervolk weer moet herenig en dat hy verenig en dat ons 'n samehorigheid en 'n bindingsfaktor het.
En ek weet ek en jy is albei en Wim en almal van ons is eensgesind wat dit aanbetref en ons sê dit in ons gebede dat ons tog net weer eendragtig en eenmagtig sal wees as 'n volk. Maar as gevolg van die feit dat ons die Oranje Vrystaat het en dat ons die Boererepubliek van Transvaal het en die ander boererepublieke wat erken is ons ongelukkig 'n bietjie geografies ver versprei van mekaar en is baie moeilik om ons doelwitte as boervolk en boerstam, as ons dit kan nastreef en ons kan dit weer laat herenig, is dit nogal 'n moeilike taak. So daarom is dit ouens soos ek en jy wat gevoel het, maar kom ons begin liewer in die Vrystaat waar ons bly en ons begin dit deurtrek en kyk. Wil jy so 'n bietjie 'n geskiedkundige oorsig gee net van waar kom die Vrystaatse grond vandaan? Ja, Herman, vir die groot trek het die ouens getrek tot by Blesberg of dan nou te Baanshoe. En daar het hulle vir die eerste keer die trek kom, is daar op 2 Desember 1838 'n volksraad verkies. En dit was dan die geboorte van die boervolk, was gewees. En die ouens almal vrye burgers van die nuwe vrye staat geword. Hulle was toe nog nie genoem die Vrystaat nie. Hulle het oorgetrek daarvan na Wimburg toe en Retief toe by. En daarvan af het Retief hulle oorgetrek af Natal toe. Ons weet natuurlik van die traktaat wat daar geteken is en die ooreenkoms wat Retief met Dingaan aangegaan het, om dan nou die grond van die Umzimvubu rivier tot by die Tugela rivier is dan nou aan die boere gegee, omdat hulle die beeste by Sekonyela gaan haal het, wat Sekonyela dan van Dingaan gesteel het. En so dit was die begin van die boervolk. En daai traktaat is natuurlik daarna aangevul en het ons in Mpanda, die boere in Mpanda het baie goed reggekom, want met die slag van Bloedrivier en met die gelofte is Dingaan dan nou militêr verslaan. En het jy eintlik 'n tweede eis op die grond, want jy het in die eerste plek het jy 'n ooreenkoms wat die grond dan aan jou gee en verkoper. Okay, Herman, Tommy, jy breek nou te erg op, hoor. Gee my so 'n oomblik gou. Tommy, ja, net 'n oomblik. Wim het nou bygekom. Wim Rousseau, Wim, baie welkom hier by ons. Ek weet nie hoe goed jou syne is nie. Julle het nou vroeër probleme gehad, maar baie welkom. En ek gaan julle nou weer kans gee om verder te gesels. Ek gaan net gou heel eerste advertentiebreek speel en dan kom ons weer terug en dan gesels ons verder. Gaaf, baie dankie Benno. Daar sê,
Ja, dit lyk my so hakkerig ook geraak daar aan die einde hierdie advertensiekie. Dis nou natuurlik ons SBB Sakekamer wat op hierdie stadium nou geweldig vooruitboer. Ek gaan so 'n bietjie later gaan ek nog een van hulle speel wat gaan rondom ons reeks silwermunte, ons eie geldeenheid hier binne die organisasie. En natuurlik is almal welkom om van hierdie silwermunte vir hulle self te bekom. Maar okay, goed, ons het nou gehoor, dit is jammer Tommy dat ek nou laaste deel van jou gesprek het ons nou gemis, so laaste 30-40 sekondes. Herman, ek dink jy moet oorvat, lei hierdie twee manne soos jy die gesprek wil laat vloei asseblief. Ek waardeer jou Wynand, baie dankie. Tommy, jy het nou daai laaste stukkie afgesny daar. Maar boonbehalwe daai ervaring wat jy nou verduidelik het van hoe ons deurgetrek het, Tabanshu verby en oor Natal se kant toe, is daar ook 'n transaksie gewees waar ons hier nader aan die huis, hier by Philippolis omgewing, by die Griekwaleier Aramkok 3, het ons daar by Philippolis in 1861, as ek die datum reg het ons daai die Vrystaatse regering, die Boere Republiek van die Oranje Vrystaat by die Griekwas, daai stuk grond uitgekoop, as ek reg onthou was dit bedrag van 4000 pond op daai tydstip in stadium. En wat kan julle ons meer vertel van daai transaksie? En toe hulle van daar af het Aramkok hulle afgetrek daar na Griekeland Wes toe, as ek dit nie, Griekeland Oos toe, as ek dit nie mis het. Griekeland Oos. Kokstad se kant toe, ja. Ja, dit was Griekeland Oos geweest. Dit het daai gebied wat hulle toe gekry het geval aan die ooste kant van die Umzimvubu rivier wat eintlik ook maar boergrond was. So ons het die grond by hulle gekoop om weer vir hulle ons grond te gee. Okay. Maar ek verstaan is daar nie veel van Griekeland Oos oor vandag nie en het die meeste van die Griekwas weer vertrek daar, ek neem dan aan Griekeland Wes toe. Okay, nee, dis goed. Sê vir my enige ander geskiedkundige gebeurtenisse wat die Vrystaat aanbetref. Nou, ek gaan vir julle geleentheid gee, dan gaan ek my waarnemings gou intrek, is dit reg? Jy en Wim, julle kan die geskiedkundige deel opdeel soos julle goed dink. Ek dink dit is belangrik dat ons die geskiedkundige oorsprong van die Vrystaat raak lees, en want dis iets wat ons nie kan wegwens nie, dis deel van ons lewensbestaan, dit is ons geskiedkundige oorsprong. Ja, Herman, die enigste, die grond tussen die Vetrivier, dis nou basies aan die ander kant van Wimberg hier van Bloemfontein, nou van die Vetrivier tot teen die Vaalrivier, is daar nou gekoop by die Barolong, in ruil vir beeste en dan om beskerming teen sulkaats. Dit was die koopsom geweest. En so dit was die Vrystaat deel. Maar Natal was, jy moet onthou dat daar was nie 'n ding soos Vrystaat, Natal of Transvaal nie. Daar was boergrond. En eers met die anneksasie of die kolonisasie van Natal in 1843, toe het Potchefstroom en dan die recht dan. En het Engeland dan Natal gekoloniseer en het die Vrystaat, het Wimberg noodgedwonge die Vrystaatse hoofstad geword en toe oorgeskuif Bloemfontein toe en in 1848 by die slag van Boomplaats, die Engelse die Vrystaat waar daar nou in 1854 met die Bloemfontein konvensie terug die Vrystaatse boer is ons daar erken as 'n internasionale soewereine volk. En dit is een van die belangrikste. Ekskuus meneer, ek sien daar kom Rudolf in. Rudolf vra of jy dalk jou mikrofoon, is daar 'n steller op jy jou mikrofoon nou kan opstel, want hy sê jou klank is sag, of anders as jy net 'n bietjie nader kan sit, sal ek dit waardeer, hoor. Ekskuus, jy kan voortgaan van nie. Dit is wat ek kan doen.
Jy kan voortgaan, Tom. Ek sal so 'n bietjie nader aan die mikrofoon sit of ek sal so 'n bietjie harder probeer praat. Ek hoop hulle kan my nou beter hoor. Peter. Dit is belangrik geweest dat ons besef dat daar was een groot boergrond geweest. Transvaal, Vrystaat en Natal, daar was nie grense, daai name het nie bestaan. Die enigste wat bestaan het was die Republiek van Natalia. Dis die enigste naam wat bestaan het. En toe met die Engelse kolonisering van Pietermaritzburg het Transvaal Potchefstroom afgestig van Natal af en het Wimberg noodgedwonge dan nou die hoofstad geword van die Vrystaat wat oorgegaan het Bloemfontein toe. Met die slag van Boomplaats 1848 koloniseer Sir Harry Smith deur die Vrystaat en dan word ons in 1854 erken as 'n onafhanklike soewereine volk. En 2 jaar voor dit was Transvaal erken as 'n soewereine volk en dit is baie belangrike gebeurtenisse in ons huidige omstandighede. Want as 'n volk eers een keer erken was, soewereiniteit of onafhanklik erkenning van 'n staat is 'n eenskoot geweer. As hy geskied is hy geskied. Jy kan nie weer die skoot terugtrek nie. In die toekoms Engeland kan nooit weer ons as nie beskou as 'n erkende volk nie. En al die state wat ons erken het in die verlede in daai tyd waarmee ons diplomatieke bande gehad het, amptelike diplomatieke bande, kan nooit weer sê ons is nie 'n erkende volk nie. Dit is dan Amerika, Engeland, Frankryk, Duitsland, Rusland. En as jy volk erken, kan jy dit nooit weer terugtrek nie. So daai lande erken ons vandag nog as 'n soewereine volk. Okay. Dan is daar enigiets wat ons verder ons het nou gekwalifiseer dat die boervolk het 'n erkenning in die feit dat ons 'n boerrepubliek gehad het. Ek dink ek het gesê 1854. En van daar af het ons aangaan. Dan het ons natuurlik tydens die Boereoorlog het hulle ons gruwelik vergrys. Nou Wim bly daar in Betuli waar een van die konsentrasiekampe was wat gruwelike vergrype van ons boerevolk en ons boerevrouens was en ons kinders was. Maar boonbehalwe dit is tydens die Boereoorlog was ons nooit effektief verslaan nie. Met ander woorde, ons is nie tegnies gesproke 'n verslaane volk nie. Ons het wel hulle het wel gruwelike misdrywe en oorlogmisdade teen ons as boere volk gepleeg, maar ons is nooit effektief verslaan as 'n volk nie. Ja, nee, dit is inderdaad so. Dit is hoekom daar die samesprekings by vereniging was. En as jy gaan kyk na onder andere die Weense Konvensie internasionale reg, is een van die hoofpunte wat 'n ooreenkoms nietig maak, en ek gaan vir jou lees in Engels. Coercion of a state by the threat or use of force. A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of the Charter of the United Nations. Met ander woorde, geweld teen vrouens en kinders, geweld teen 'n bevolking, maak 'n kontrak nie vernietigbaar nie, hy maak hom nietig. Hy's van die begin af nietig. So daai vrede van vereniging, buite nou vir 'n klomp ander tekorte in die vredesverdrag van vereniging, is hierdie die belangrikste een wat hom vir die Vrystaat en vir Transvaal nietig maak. Hy is nie afdwingbaar nie, en dit is ook wat ons gesê het dit is wat ons verklaar het in die Staatskoerant kennisgewings, is dat ons status herstel
na 30 Mei 1902 toe. Dit is die dag voordat die vredesverdrag geteken is. So dit is waar ons status dan nou vandag is by 30 Mei 1902. Die dag voor die ondertekening van die vredesverdrag van vereniging. Kan ons gou net 'n bietjie meer gesels oor die vredesverdrag van vereniging, Tommy, jy en Wim, enigeen van julle? Laat ons net meer die omvattende getuienis van die vredesverdrag van vereniging, laat ons dit net beter verstaan asseblief vir die luisteraars. Wil jy kyk die belangrikste artikel vir die twee boervolk, en dit was die rede wat die teenwoordig by vredesonderhandelinge voorheen om vrede te maak, daar was die vryheid van die twee boererepublieke. Is beloof hulle dat so gou as moontlik by die eerste geleentheid aan die twee boererepublieke sal teruggegee word. En nou ja, ons sit vandag 124 jaar later, daai belofte is nog nie nagekom nie. En dit was ook een van die beweegredes hoekom ons dan gesê het dat die vrede van vereniging is nul en nie. Want Engeland kom nie hulle gedeelte van die kontrak na nie. Maar boonbehalwe dat Engeland nie hulle deel van die kontrak nagekom het nie, elke ander dispensasie na die vredesverdrag van vereniging, tot en met nou toe, na hierdie konsyse nuwe dispensasie. Met ander woorde, daar was 5 van 94 af na nou toe is dit 5 of 6 presidente wat die land nou al gehad het, en nie een van hulle het ooit na 94, ten spyte van die feit dat hulle seksie 235 van die konstitusie ingesluit het, is nog nie een van hulle ooit enigstens noemenswaardige aandag daaraan gegee nie, maar voor dit het die Nasionale Party en die Unie van Suid-Afrika ook nie aandag aan die verdrag van vereniging gegee nie. Kan ons net 'n bietjie daaroor gesels as julle wil? Ja, Wim. Jy kan omkom, Wim. Ek het net 'n stuk, ja, hy breek baie op. Ek kan nie, ek het nie die vraag presies mooi nie. Herman, kan jy net weer vir my sê? Ek gaan weer gou net vinnige oorsig gee, kortstondig. Sedert die verdrag van vereniging en alles daarna, met ander woorde tydens die uniewording, daarna tydens die enige ander dispensasie daarna, en ook die afgelope tyds 3 dekades van hierdie sogenaamde demokrasie waarin ons is, hierdie Smarty Box regering, is daar nog nooit enigstens agting gegee aan die vredesverdrag van vereniging nie, en sedert 1994 was daar nog nooit wesensaandag gegee aan seksie 235 van die huidige konstitusie soos dit nou bekend is nie. Wat is jou opinie omtrent dit, Wim? Ja, goed Herman, as ons begin by 1902, dan gaan ons na die Unie toe. Ja, artikel buiten soos wat ek nou gesê het dat die ooreenkoms nietig is weens die optrede van die Britse magte en beleid, die verskroeide aarde beleid wat hulle gehad het op die tyd. As ons dit vir 'n oomblik een kant sit en sê goed, artikel 7, julle moes ons selfbeskikking vir ons teruggegee het, dan kan jy sien dat tot vandag toe waar ons hier sit, het ons nooit weer ons selfbeskikking gekry nie. Ons is ingegooi in 'n groot mengelmoes van nasies, en om mee te begin, kon Engeland nie, toe hulle die Unie stig, was dit eenwording van 4 kolonies. Dit is kolonie van die Vrystaat, die kolonie van Transvaal, Natal en die Kaap. En van daar af
en dit was onder 'n Britse vlag gewees. Van daar het dit gegaan na 1961 toe wat 'n republiekwording was, en toe in 1994. Dit is alles maar net 'n manifestasie van kolonialisme, en die resolusie 1514 van die Verenigde Nasies bepaal dat 'n volk, weet, alle volke moet hulle onafhanklik, daar moet dis prioriteit dat volke hulle onafhanklikheid moet kry en selfbeskikking moet kry. En daar is net eenvoudig nie ag daaraan gegee nie. Ja. Soos ek kan sê, resolusie 1514, daar is nie aandag aan hom gegee nie. Oom, as jy kan inkom daar met die Unie-wording. Ja, kyk van Unie-wording af oor na republiekwording toe, was daar die statuut van Westminster. En die statuut van Westminster het gemaak dat Suid-Afrika nie meer nodig het om die Engelse handtekening of die Engelse koning se handtekening te kry vir enige wetgewing wat ons maak nie. Eintlik daar op daai dag kon Engeland nie meer hulle belofte nakom van 1902 van die vrede nie, en kon hulle nie meer aan die boervolk sy vryheid gee nie. Die groot vraag is, wat het gebeur met republiekwording van Unie-wording, of wat was die groot verskil? En daar was eintlik geen verskil tussen Unie en republiek nie. Dieselfde vlag het oorgegaan, die oranje, blanje, blou met die Union Jack in, wat eintlik vir jou sê wie's in beheer. En die grondwet het baie min verander. Eintlik al wat verander het, daar waar gestaan het Unie, daar toe nou gestaan republiek. En daai selfe republiek wat daar gestig is, is vandag nog daai selfe republiek. So eintlik het daar nie veel gebeur in 94 nie. 94, al wat gebeur het in 94, 'n ander party het die algemene verkiesing gewen, en die party het toe nou soveel steun gehad dat hy 'n ander vlag kon bring en hy kon 'n ander konstitusie afdwing op ons. So eintlik is die huidige regering dieselfde as die 1910 Unie-regering wat 'n koloniale regering was. Ja. En soos Wim nou gesê het, resolusie 1514, as mens hom nou gaan lees, dan moet kolonialisme en al sy manifestasies moet tot niet gaan. En ons is nog steeds onder kolonialisme. Dit wat die Verenigde Nasies gesê het, moenie verder bestaan nie. En ons moes dan ons vryheid teruggekry het al met republiek word, al erken gewees het as vrye boere republieke, dit wat ons is. Ja, van resolusie 1514 af, kan die volgende groot belangrike ding wat gebeur het was Kosovo wat sy onafhanklikheid eensaidig aangekondig het van Servië af. En Servië het toe die internasionale hof genader om 'n verklarende bevel te kry of hierdie eensaidige verklaring van Kosovo regsgeldig is. En die internasionale hof het beslis dat dit inderdaad regmatig is. 'n volk wat onderdruk word, het nie die toestemming van sy onderdrukker nodig om sy onafhanklikheid af te kondig nie. En dit was in 2008. En tot vandag toe erken Servië nie vir Kosovo as 'n onafhanklike staat nie, maar Kosovo bestaan as 'n onafhanklike staat. Okay. Wynand, ek weet nie of jy dalk gou weer jou handelsnuus wil ingooi daar nie, en dan kan ons dalk na die volgende fase toe gaan. Ek weet nie hoe lank praat ons al nie. Ek probeer nou agterkom hoeveel tyd het ons nog oor. Ons is al so 40 minute besig. Daar's geen rede tot haas nie. Net 'n ander ding is as die
die klank 'n probleem gaan bly wees, dan kan jy julle beeld afsit en net die mikrofoon behou, wat beteken die stem gaan sterker deurkom, want dan is daar minder wat gestroom word. Dit kan ook werk. Maar goed, kom ons gaan na vir 'n volgende advertensiebreek. Herman, jy lees my soos 'n boek. Hier kom Kyk jou raak, ek kyk jou raak. Hold on. Hey. Daar's hy. Wim, praat gou daar, laat ek hoor hoe duidelik jy nou deurkom. Yes, Wynand, ja, ek het 'n bietjie gesukkel hier om die knoppie te kry van waar ek die video moet afsit, maar ek het hom nou afgesit, so ek weet nie hoe die klank deurkom nie. Die klank is baie mooi nou, 100%, dis eintlik perfek. Ek dink die klank is in elk geval meer belangrik as hoe ons lyk, né? Want Is so. daar's nou nie meer mooi manne onder ons nie. Herman, ja, weet jy, op hierdie stadium, dis vir my geweldig interessant oor wat daar gepraat word en gesê word. En ek dink mense is so geneig om die geskiedenis half te vergeet. Maar ons bly vir ons jongelinge sê, as jy nie weet waarvanaf jy kom nie, kan jy ook nie bepaal waarheen jy wil gaan nie. En ek dink dis daarom dat vanaand so belangrik is om die onreg wat aan die boere gedoen is, sedert daai tyd deur politici, die ontsegging, die feit dat onafhanklikheid beloof was, albei vereniging, en daarna nooit aan aandag gegee is nie. Dan moet ons onsself die vraag ook afvra, so terloops. Hoekom het die 94 regering met die oorgawe? Hoekom het hulle nie toegesê, maar okay, eintlik is die Vrystaat op hulle eie nie. Eintlik kan hulle gaan nie. Ek praat net oor die Vrystaat, daar's ander gedeeltes ook. Ja, man, Weet jy Wynand wat belangrik is? Daar net so die seksie 235 van Constant Viljoen, as ek reg onthou, was hy 4 dae geteken voor die verkiesing in 94 of die nuwe regering afgekondig was. En dan die Ngonyama Trust, ek was 8 dae voor die tyd, was hy geproklameer en geteken deur Mandela, die president, die de Klerk, daai tyd. Nou, hulle het al die voorkeur aan die Ngonyama Trust gegee en selfbeskikking en daai mense het tot die voordele gehad van dat hulle in stamverband sekere voordele kon beleef en ervaar. En die Afrikaner Akkoord, ek sien iemand wys nou dan na die Afrikaner Akkoord toe, was toe tydens dit geteken. En dit was onderhandel en dit was 4 dae geteken voor die afsnytyd, soos ek nou gesê het. Maar boonbehalwe dit, is daar sedert 1994 tot op hede, is daar geen poging aangewend van enige leier van enige politieke party of verteenwoordiger van Suid-Afrika in die konteks wat ons sien as 'n streek, en ook verder deurgetrek na waar ons vandag sit, is die Afrikaner Akkoord heeltemal verontagsaam ten spyte van die feit dat daar by verskeie geleenthede gevra was, maar waarom het julle dit nog nie gedoen nie? En die vraag is een van daai goed wat my diep in die bors staan. Ek kan nie verstaan waarom is 235 nog nie eers enigstens
onderwerp in Suid-Afrika nie. Maar boonbehalwe dit, ons sit met 'n situasie dat sedert, soos Tommy nou met reg gesê het, sedert Uniewording en sedert die Vredesverdrag van Vereniging, is die belange van die boervolk nog altyd agterweë gelaat. En dit is asof dit op 'n subtiele manier agtertoe gestoot word ten spyte van die feit dat ons erkende boererepublieke gehad het wat by die Verenigde Nasies as erkende boererepublieke genoteer was. Is dit van so 'n aard dat nou, en ek meen kyk na die Vrystaat se naam. Dit was die Oranje Vrystaat, die Boererepubliek van die Oranje Vrystaat, en hy's nou afgewander na die Vrystaat toe, net so dat dit vir almal laat klink of dit nog dieselfde Vrystaat kon gewees het as daai tyd, en dat die nuwe regering se mense kan dink, maar hulle het nou 'n Vrystaat. Maar is eintlik die Boererepubliek van die Oranje Vrystaat, net soos dit die Republiek van Transvaal sal wees. In Natal en enige ander erkende boererepubliek. So, en dieselfde het hulle met KwaZulu-Natal gedoen in die nuwe dispensasie. Hulle wou nie heeltemal ons te moedig maak dat die Natal naam uit die niet verdwyn nie, daarom het hulle hom KwaZulu-Natal gemaak. So ons kry tog erkenning in die huidige provinsiename vir KwaZulu-Natal en vir die Vrystaat, kry ons tog erkenning vir die boerekomponent in daai provinsies. En dan Transvaal natuurlik het hulle gekies om heeltemal te verkrag en sy te naam te verander na Gauteng toe. Maar dit is iets wat ons maar moet regmaak in die toekoms. Ja. Okay, manne, ja, julle moet aangaan, Tommy en Wim, gesels asseblief julle harte uit. Ek luister heerlik saam. En die mense ook, jy kan sien die reaksie, ek plaas nou en dan van die kommentare wat opkom op. Nou dit is gewoonlik by beleid om aan die einde van die aand, nadat ons klaar gepraat het, vinnig deur die vrae te hardloop. Maar ek gooi dit in elk geval nou op, so as jy iets sien daarso wat jy wil antwoord, voel vry om dit te doen. Man, julle weer. Dankie Wynand, ek sou graag vir Tommy en Wim nou oorgee en dalk moet hulle twee nou intree en net die aksies wat geloods is die afgelope ruk, met ander die publikasies in die Staatskoerant en die datums en die tye en die motiewe agter dit. As julle nie omgee nie, Tommy, kan julle net vir ons meer inligte wat dit aanbetref asseblief. Behalwe as daar enigiets anders is wat julle op wil reflekteer wat al reeds gepraat was. Nee, Wim is die outeur van die publikasies. Ons het nou 4 publikasies ingesit. Die eerste een was gewees die 7de November 2025, waarin ons dan aankondig dat die boervolk bestaan. Ons is nog steeds 'n vrye volk, ons is nog steeds hier. Ons het nooit weggegaan nie. Ons het 'n tekort aan leierskap gehad, ons leierskap het dormant geraak. Maar die boervolk het nooit ophou bestaan nie. Net soos Duitsland nooit ophou bestaan het in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog wat hulle verloor het. So het ons nie as volk ophou bestaan met die verloor van die Engelse oorlog. En is ons die nageslag van daai mense nog steeds blywend hier in die Vrystaat waar ons oorspronklik was. En as jy nou gaan kyk na die VN se vereistes vir wat is 'n volk, 'n staat. Wat maak 'n staat op? Dis by die Montevideo konferensie in 1933 bepaal. As in die eerste plek moet jy 'n erkende grondgebied hê. En dit het ons. Ons weet presies waar is die Vrystaat se grense. Jy moet 'n permanente bevolking hê. Hier is ons. Ons is die boervolk. En dan moet jy 'n regering hê. Noem dit 'n bevoegde regering. Jy moet iemand hê wat in beheer is van die volk. En dit het ons toe gaan doen en ons het die waarnemende raad van daar gekom het. En ons het besluit dat die beste ding wat ons kan doen is om die Vrystaat se onafhanklikheid aan te kondig. Sienende dat jy nie nodig het om die huidige regering se toestemming te kry
om dit te doen nie. Volgens internasionale wet kan jy het aankondig. Jy hoef hulle nie te vra daarvoor, want hulle gaan in elk geval dit nooit vir jou gee. En dan natuurlik die vier van interakt, jy kan met ander state onderhandelinge aangaan. En op die stadium status van die volksraad moet ons ontslag volwaardige hoe ons dit volgens die konstitusie, die grondwet van die Vrystaat van 1879 kan doen, is om 'n verkiesing uit te roep en laat die mense wat dan verkies word is dan die amptelike verteenwoordigers. En dit is wat ons nou verby, ons het nou ons aankondigings en ons ding gedoen en ons het gesê wie is ons en waar. En mense moet ook onthou, ons is nie besig om oorlog te verklaar teen niemand nie. Ons doen hierdie ding onder internasionale reg en op die regte manier. Okay, dan is daar 'n vraag. So, wat is die Vrystaat se plan na die publikasies in die Staatskoerant? Ek dink ons gaan nou 'n bietjie daar, maar jy het nou net daarna toe verwys en dit is dan nou die verkiesing van die bepaalde volksraad. Maar ek dink ons moet net vir Wim 'n geleentheid gee om net meer 'n bietjie regstegnies oorsig te gee. As jy jou rede gehad het, Tommy, dan sal ek graag wil hê ons moet net daai insig te kry van nommer 1, waarom ons hierdie publikasies in die Staatskoerant gemaak het, wat is ons doelstellings, en Wim, jy kan voortgaan, ons gee vir jou oop mandaat, jy kan asseblief vir ons rigting en leiding gee soos jy goed ag. Yes, dankie Herman, ek hoor maar sleg, ek hoor nie mooi wat gesê word nie, so as daar nou duplisering is van wat gesê is, verskoon maar, ek kan mooi lees, ek sien Joe Pretorius vra, wat nou? En dit klink vir my, Tommy, het daar dit aangeraak, dat die volgende stap wat moet gedoen word is, wat ons gedoen het is, ons het die ampte van die volksraad opgeneem, so dit is 'n waarnemende volksraad, dit is nie 'n verkose volksraad nie, die ampte was nou vir 124 jaar, het die boervolk nie leiers gehad nie. Daar is groepe wat leiers in hulle groepe is, maar die volk as geheel het nie 'n rigting gehad waarna hulle gaan nie. So wat nou gebeur is, ons as waarnemende volksraad het dan nou die afkondigings gemaak in die Staatskoerant dat die boervolk onafhanklik is en ons val nie verder onder die wette van die Republiek van Suid-Afrika nie, soos uiteengesit in die Staatskoerant. En die belangrikste ding wat dan nou daaruit volg is, ons moet 'n volksverkiesing hou. Sodat niemand kan sê, maar wie het julle aangestel, dis nie 'n legitieme volksraad nie. Ons doel is een ding, en dit is om die volk by 'n stemtafel te kry. En ons het ook so afgekondig dat dit in terme van die konstitusie van die Republiek van Suid-Afrika, van die Republiek van die Vrystaat, die konstitusie van die Republiek van die Vrystaat, dis nie 'n baie lang konstitusie nie, maar dis 'n baie goeie konstitusie. Nou die bepalings van die konstitusie is dat 'n volksraad bestaan uit 2 lede per distrik. So elke dorp kies 2 lede wat op die volksraad kom. Soos byvoorbeeld Brandfort. Brandfort sal nou vir hom 'n veldkornet kies en 'n hoofkommandant. Die terme is oudmodies, is so, maar daaraan kan nou op hierdie stadium niks gedoen word nie. As jy die konstitusie wil verander, die nie verkose volksraad sal die konstitusie kan verander en terme vervang wat nou oudmodies geraak het, maar op hierdie stadium is dit nou veldkornet en 'n hoofkommandant.
per distrik. So die Volksraad van die Vrystaat sal seker so uit min of meer 80, ek skat daar seker so 40, 44 dorpe, daar so dit gaan so 80, 88 lede wees, gaan die Volksraad uitbestaan. En die Volksraad nomineer dan staatspresidente. Jy kan jouself ook nomineer en jouself beskikbaar stel. So dit is 'n volksregering. Elke stem, jou stem is 'n deel van die koning stem. Jy weet daar, en dan wat politiek aanbetref, daar is nie so iets soos politieke partye nie. Elke kandidaat wat gekies word deur sy dorp gekies vir dit wat hy is en dit waarvoor hy staan. Hy moet sorg dat en hy gaan Volksraad toe, in die Volksraad word die wette gemaak van die land. So dit is 'n baie verteenwoordigende en 'n baie regverdige stelsel. Thomas, jy dalk daar iets kan bysê? Tom, ek wil, as jy daar klaar is, dan wil ek vra, jy kan aanvul by Ja, dit is laat vraag almal sê. Praat maar Tom. Praat maar Tom. Dit is baie belangrik. Laat ons die amptelike volksverteenwoordiging kry. Op die stadium is daar baie groepe en liggings wat sê maar hulle is die volksverteenwoordiger. Niemand is die volksverteenwoordiging behalwe as tot net en wyl daar hulle gekies is. En dit is hoekom dit belangrik is. Elke groep dit is al hoe jy gaan amptelik die stem van die volk word. So ons nooi almal uit. Elke groep wat homself 'n boergroep noem of die boer se vryheid op die hart het, kom na die verkiesing toe, word deel van die Volksraad en so is die volk verteenwoordig en kan ons vorentoe gaan as 'n amptelike verteenwoordiging van die volk. So ons wil niemand uitsluit nie. Almal is welkom wat homself assosieer met die boervolk om te kom deelneem en dan jy kan staatspresident word as jy dan wil. En dan, ek sien daar's 'n vraag wat Joe Pretorius vra is die volk net die Vrystaat? Nee, die volk is nie die Vrystaat nie. Onthou, ons praat hier, ons het aksies geloods namens die Boererepubliek van die Oranje Vrystaat, maar ons volk is nie beperk tot die Vrystaat nie. Ons het dit al reeds gesê, daar's verskeie boererepublieke en ons is in totaliteit een volk. Die Boererepubliek van die Vrystaat in hierdie geval het doeteenvoudig net inisiatief geneem om te doen wat ons nou doen, omdat ons besef daar is grondeise wat van die kant af kom. Ek meen die MK party het klaar gegaan en hy het gesê dat hulle nou wil aanspraak maak op die hele Suid-Afrika en dan het Lesotho ingekom, soos Wynand vroeër berig het Lesotho ingekom en sê hulle maak aanspraak op Vrystaat en gedeeltes van Natal. En die gedeelte wat die Lesotho's wil aanspraak op maak is eintlik tegnies gesproke die eertydse Boererepubliek van die Oranje Vrystaat se volk. So ek dink daar antwoord ek nou Harry Room ook dalk. En ongeag hoe Lesotho hieroor reageer, ons is bereid om hierdie aangeleentheid deur te vat. Sover as wat ons moet tot en met by die Verenigde Nasies. En dit is die pad wat ons besig is om te bou. Miskien kan jy Tom of Wim meer daarop uitbrei asseblief. Yes, Herman, ek sal graag ook daar wil aansluit. Ons is die waarnemende Volksraad van die Vrystaat, maar ons besef ook dat ons broers in die Transvaal dieselfde pad as ons moet loop. En tans is daar nie 'n waarnemende Volksraad vir Transvaal nie. So ons het in die Staatskoerant afgekondig dat ons gaan ons eie verkiesing hou, maar so ook gaan Transvaal sy eie verkiesing hou.
Transvaal gaan ook, daar's ons het die tafel gedek, sodat Transvaal, sodat ons boerbroers in Transvaal ook kan verkiesingstafel toe gaan en 'n volksraad kies vir Transvaal en 'n staatspresident vir Transvaal. Transvaal is op sy eie, Vrystaat is op sy eie. Vrystaat meng nie in Transvaal se sake nie en Transvaal meng ook nie in die Vrystaat se sake nie. Ons het die tafel gedek sodanig dat daar 2 volksrade verkies moet word vir die 2 boererepublieke. Dis nie asof ons nou wil voel, ons wil die hele stuk nou onder die Vrystaat hê nie. Nee, ons het net die tafel gedek vir die Transvaal om daardie posisies te vul en aan te gaan en 'n verkiesing vir hulle ook te kry sodat daai volksraad ook verkies kan wees. Okay, manne, ja, hier is natuurlik 'n paar baie Hier kom baie vrae oor die Praat maar Wynand, ons luister vir jou. Ja, hier's 'n paar baie interessante vrae wat opkom. En soos ek nog geluister het en 'n bietjie gedink het oor wat julle sê en wat daarmee gepaard gaan, dink ek is baie belangrik dat daar 'n claim afgesteek moet word op die een of ander wyse, veral gesien teen die ongeregtighede wat in die verlede plaasgevind het in opsigte van die boerevolk. Ons moet dan ook net aanvaar dat hierdie gaan nie gelate aanvaar word deur die huidige regering nie en dit gaan nie aanvaar word deur die populasie nie, die oorgrote meerderheid van populasie nie. En op die einde van die dag gaan die buitewêreld dit ook net ignoreer en nie aanvaar nie. Maar dit is nogtans goed dat daai claim afgesteek word. Want die dag wanneer ons werklik sal moet veg vir ons vryheid en ons sal dit moet doen, dit is wat ons militêre waardering vir ons sê, dat ons sal moet veg vir vryheid en dat dit nie verniet gaan kom nie. Dink ek dit is baie belangrik dat ons in elk geval hierdie stappe doen wat Wim en Tommy nou van praat. En daar is historiese claims wat wettig is en wat bestaan en alles daarmee gepaard gaan. Maar die donders gaan nie net toelaat dat dit gebeur nie. Ek meen, iemand het nou oor die Vryheidsfront Plus daar gesê van belange dien. Ek dink hulle was hoofsaaklik verantwoordelik vir die ineenstorting van die Afrikaner akkoord. Jy weet, hulle het eintlik die hele gedagte verruil en daar is goed heen en weer gestoot waarop ek nie nou wil ingaan nie. En dan, ja, ek dink is tyd vir nog 'n advertentiebreek en dan kan Wim en Tommy voortgaan om dalk net 'n bietjie ook verder te gesels. Ek dink dit is belangrik, maar op die ou einde van die dag moet ons in ag neem, Wim en Tommy, met respek, dat ons die mag moet hê om dit te kan doen. 'n Verkiesing kan vir jou die gesag gee, maar as jy nie iets het om jou mag af te dwing nie, dan het jy 'n probleem. En dit is presies waaraan ons op hierdie stadium werk, hoofsaaklik. Okay, gou advertentiebreek, julle hier kom hy. Kleins, 'n saadjie wat groei, voed en herstel. In 'n wêreld waar siekte en spanning die alledaagse norm geword het, roep die natuur ons terug na balans, terug na rus, terug na die wysheid waarmee God self die aarde geseën het. By Dr. Adrian Hatting, tradisionele geneesheer en ervare kruiedokter van Kroonstad, leer jy hoe natuurlike middels die liggaam kan help om homself te herstel. Hoe kruie, voeding en balans saamwerk in die stryd teen siektes soos kanker en ander ernstige toestande. By die skool van kruiemedisyne van Dr. Adrian Hatting sal jy die krag van natuurlike genesing ontdek.
want ware gesondheid begin waar lewe wortel skiet. Vir konsultasies, diagnose met gevorderde toestelle of kraaibehandelings, skakel 081 059 1715 of stuur 'n e-pos na die adres op die skerm. En begin jou pad na natuurlike welstand vandag. OK, daarmee is ons terug en julle sien daar's heel wat vrae en heel wat ongelukkighede, nie met julle nie, maar met die politieke proses soos dit gegaan het oor die afgelope klomp jare. OK, Tommy en Wim, Herman, ek los wie julle weer, laat julle aangaan met die gesprek. Dankie Wynand, ons waardeer. Yes. Dankie Wynand. Ja, met met betrekking tot die vertraging statistiek wat plaasgevind het. Dit is wat gaan gebeur. Ou gaan nie samewerking of jy gaan nie aktiewe reaksie kry en aksie kry vanaf die huidige regering nie. Ek bedoel op die oomblik is hulle antwoord nie eers die vrae wat vir hulle gevra word rondom die boeremaglede wat vir hoe lank in opgesluit was sonder 'n verhoor. Daar is net nie antwoorde van hulle kant af nie. Wat betref die swart mag waarna jy verwys, dit is so. Jy moet 'n swart mag hê, maar op hierdie stadium moet ons net is die doel om 'n verkiesing te hou sodat daar verkose volksrade vir beide republieke kan wees en dan kan daardie volksrade die pad verder loop. Die aankondigings in die Staatskoerant is nie hoe kan ek dit nou sê, ek soek nou die woord vir die ons eis nie dat hulle onmiddellik dit vir ons moet die administrasie moet oorhandig nie. Ons vra dat hulle ons moet met ons in verbinding tree en dat dit stapsgewys sal plaasvind soos en wat die proses vorder. Ja, ek dink dit is ook belangrik om te sien wat die internasionaalse siening is oor dit. En as jy gaan kyk na die UN Charter, die Verenigde Nasies se handves, en jy kyk na artikel 73, staan daar dat alle volke die reg op selfbeskikking en laat die volk wat huidiglik dan nou as voog oor die volk wat nie onafhanklikheid het nie of 'n trustee van die volk wat nie onafhanklikheid het nie. Dit sal dan nou wees die Suid-Afrikaanse RSA regering moet van hulle kant af pogings aanwend om ons te help en ons onafhanklikheid te kry. Dit is die internasionaal se siening. Dit is die internasionale reël daaromtrent. Maar ons weet wat gaan gebeur hierso, dit gaan net geïgnoreer word. Maar ons kan nie stil sit en niks doen net omdat ons geïgnoreer gaan word nie. En dan het 'n volk het sekere regte. 'n Volk het die reg om homself te beskerm. So ons is nie hierso om te beklei nie. Maar om beklei kom en ons is 'n erkende staat weer. Dan het ons die reg om onsself en ons mense binne in ons staat te mag beskerm. Kom ons kyk gou daar. Ek dink hier's probleme of nie probleme nie, daar's interpretasie kwessies ten opsigte van wie en wat is die volk nou eintlik. En dan sien ek hier is van die SBB-lede wat nou byvoorbeeld sê dat die volk aansluit by SBB maar ek dink Tommy, as jy net 'n oorsig kan gee van wie en wat is ons en hoe kwalifiseer ons onsself
as as boerevolk per se. En dan gaan ek dink die meeste van die luisteraars wat hier nou vir ons luister gaan agterkom, maar hulle kwalifiseer. Hulle is in wese is hulle alreeds deel van ons as boerevolk. Ja, as jy nou wil vra wie kwalifiseer as deel van boervolk en dis enige enige blanke persoon wat homself deel voel van die boervolk. Die is 'n boer. Wat dit basies op neerkom daar op ons tuiste website het ons 'n breedvoerige uiteensetting oor wat is 'n boer en wat is 'n Afrikaner. En basies vir my gaan dit, en ek weet Colleen Serfontein en Beach Base het 'n groot gesprek daaroor gehad. En vir my basies wat dit oor gaan is as jy 'n blanke Afrikaans sprekende, 'n blanke persoon, nie eers noodwendig Afrikaans nie. As jy 'n blanke persoon in Suid-Afrika is en jy voel jouself nie deel van die reënboognasie nie, is jy eintlik 'n boer. Val jy in die boergroep. As jy 'n blanke persoon in Suid-Afrika is en jy voel jy is deel van die reënboognasie, dan hoort jy nie by die boervolk nie. Dan hoort jy by die groep wat ek dan kwalifiseer as Afrikaners. Wim, enige iets, ek het nou 'n vraag gesien hierso van of ons die publikasies in die Staatskoerant. Vertel ons gou meer, hoeveel publikasies is gemaak en net vir die die kykertaal, kan ons dalk net daai publikasies en die datums van daai publikasies bekend maak en dan die nommer van die Staatskoerant waarin gepubliseer is. Ja, ek het gesien daar's 'n vraag wat deurgekom het, wat is die Staatskoerant kennisgewingsnommers? En dan is daar ook 'n vraag van hoe en wie kan stem? As ons by die Staatskoerant kennisgewings kan kom, die eerste een van 7 November was Staatskoerant, die kennisgewing was op bladsy 799 Staatskoerant nommer 53637, as julle mense wil skryf. Dit was Staatskoerant nommer 1. Wat jy kan doen is, jy kan gaan na oranjevrystaatboervolk.com. Al hierdie kennisgewings is Tom het daar groot werk gedoen om daai webwerf, hy's baie volledig. Al die Staatskoerant kennisgewings is daar. So dis oranjevrystaatboervolk.com. Vrystaat word gespel VRIJ staat, Vrystaat. Met 'n I en 'n J, nie met 'n Y nie. So dis oranjevrystaatboervolk.com. Al die Staatskoerant kennisgewings is daar. En dan is daar 'n vraag wat kort opkom, hoe en wie kan stem. Daar op daardie selfe webwerf is daar ook 'n verkiesingsblad. Jy kan hom gaan aflaai en dan kontak en dan die dokument stuur na die e-posadres wat daar opgegee is. En so kom jy op die kieslys. Die belangrikste is dat ons die kieslys kry en laat ons weet wie per distrik weet die kieslys ingedeel op distrikte. So ou gaan mense nodig hê per distrik om die ding daar op die grond te hardloop. So gaan na daai webwerf toe en al die inligting is op daai webwerf. Tomme. Daar kom 'n goeie vraag weer. Elna Lash 2748 vra, was daar enige reaksie vanaf enige iemand in staat na julle publikasies in die Staatskoerant? Ek aanvaar daai vraag so tong in die kies. Ek dink nie ons kan verwag dat daar enige reaksie gaan wees nie. Ons gaan eerder verwag word om geïgnoreer te word. Maar ek dink Tommy, Wim en almal van ons het al lankal vrede gemaak met die feit dat ons gaan deur almal in Suid-Afrika noodwendig geïgnoreer word. Ons word al sedert 1902
word ons geïgnoreer en ons maak vrede met dit en ons het vrede ook met die feit dat ons besluit het ons sal nooit weer geïgnoreer word nie en daarom is ons besig om te organiseer en te struktureer soos ons nou doen. En dit is maar basies dit so nee, ek dink ons kan geïgnoreer word vir solank as wat ons wil ignoreer want tot ons huidige politieke partye, tot die huidige politieke dispensasie maak saak watter party nie, van ver links tot ver regs, het tot en met nou toe het die Afrikaner akkoord geïgnoreer en verontagsaam en ons kan net aanspraak maak dat ons moet net aanhou het die brieke nie, ons moet net aanhou tot ons dit deurtrek en totdat ons gesaghebbend is en totdat die wêreld en die politieke getalle in Suid-Afrika die politieke partye agterkom, maar ons is onverskrokke en ons gaan nie terugstaan voordat ons nie gehoor en uitvoerbaarheid tot ons regmatige aansprake het. Ons gaan nie eenvoudig nie terugstaan nie. Ja, nee, Herman, dit is so, daar was geen, van die staatse kant af was daar geen kommentaar of reaksie gewees nie. Daar was privaat reaksies gewees van die daar was 'n groep in Durban wat sê die Durban en Natal behoort aan die Khoisan. Dit is so die Khoisan maak aanspraak op die hele Suid-Afrika, maar as jy gaan kyk na die 2003 Rigtersveld-saak wat in die Appelhof aangehoor is en toe in die Konstitusionele Hof, het die Konstitusionele Hof en die Appelhof bevind dat kolonisasie wis nie jou, ek gaan nou indigenous title gebruik, daai woord, jou inheemse titel. Wis nie die inheemse titel uit nie, maar militêre oorwinning wis wel jou inheemse titel uit. So, wat die Khoisan dan in Natal en Transvaal en Vrystaat betref is, die Nguni het hulle uitgewis. Ons het hulle nie, die boere het die grond gekoop, sover hulle gegaan het. Die Nguni en Sulkaats met sy Mfekaan, hulle het die plek skoongemaak, toe die voortrekkers oor die Oranje rivier kom, toe loop hulle in niemandsland in. So wat daai aan betref is dit met ander woorde, dis nie 'n geldige beswaar nie. 'n Ander beswaar wat ons gekry het was dat dit 'n eenheidsstaat is, Suid-Afrika is 'n eenheidsstaat. En daai eenheidsstaat beginsel kom uit resolusie 1514 uit, in Hoeka paragraaf 6 van resolusie 1514 wat praat van 'n eenheidsstaat wat nie opgebreek mag word nie. Resolusie 1514 verwys daar na die in ons geval die Boerrepublieke se eenheid wat opgebreek is. As jy gaan kyk dan na die Kosovo-Servië saak wat in 2008 gekom het, net ter inligting, resolusie 1514 is 'n 1960 resolusie. Dan gaan ons na 2008 toe met die Kosovo saak. Sal jy gaan sien, as jy op 'n wêreldkaart kyk, dat Kosovo en Servië, dat Kosovo lê in die middel van Servië. So die beswaar van die eenheidsstaat hou dus ook nie water nie. So nee, verder daar was nie geldige besware wat dit aanbetref dan. Yes. Ok, manne, nou sit eers weer tyd vir nog 'n vinnige advertensiebreekie en dan is daar daarna nog net 1 uur wat ons hier so na die einde toe kan praat. Ons is nou so 1 uur en 20 minute aan die gang. Julle moet vir my so stadig aan julle afsluitingsgedagtes bymekaar kry en moenie vir julle blind staar teen wat die mense vra nie of wat hulle sê nie. In ons harte is almal boere, of hy nou in die Weskaap bly op hierdie stadium
of hy in die Noord-Kaap bly, Vrystaat, maak nie saak waar nie. Die feit van die saak is, ons smag na ons eie vryheid, ons smag na ons eie onafhanklikheid en die reg om onsself te regeer. Maar daai reg om onsself te regeer, sal ons moet afdwing. Dit gaan nie vir ons gegee word nie. Maar ja, ek speel gou. Ja, dis maar rowwe musiek wat daar staan met die honde en die helikopters en die ouens wat daar rond hardloop gespeel word. Maar Maar is rowwe honde daai. ja, nee, hulle het al heel wat sukses met die advertensie behaal. So ja, nee, dit is goed so. Herman, okay. Ek gee vir julle nou daai gap om aan te gaan. Dankie Wynand, ons waardeer nog steeds opreg. Ek dink ons moet vir mekaar sê ons is een volk. Ons het ongeag of daar boererepublieke was wat versprei was vir mekaar en ongeag of jy 'n boer is wat in die Noord-Kaap bly of 'n boer is wat in die Wes-Kaap bly of jy 'n boer is wat in die Vrystaat bly of in Noord-Natal. Ek meen ons moet in gedagte hou, daar was verskeie boererepublieke wat geproklameer was. Daar was hieronder by Graafrenet en Swellendam en dan was dit bo by Republieke van Utrecht, Stellenland. En dan was daar Dorsland trekkers wat hier opgegaan het daarna by julle verby Wynand. Ons is almal eens van 'n boervolk. En dit is wie ons is. Maar die wonderlikheid van die boervolk is eintlik versprei reg oor die wêreld, want ons is afstammelinge van die protestante wat hier net gekom het destyds en wat hier hulle self kom vestig het met goeie, suiwere, opregte intensie. Ons het nie hiernatoe gekom om te kom oorlog maak mense nie, ons wou juis hiernatoe kom om vredelewend te wees. Ons wou juis hiernatoe kom om te wees wie ons is. Die boervolk is eintlik 'n klomp wonderlik gestruktureerde individualiste. En omdat ons individualisties is ons so gefokus op onsself dat ons besef as ons nie 'n plan maak nie, gaan niemand 'n plan maak nie. Dis waar die gesegde boer maak 'n plan vanaand. Nou, daar was nie in die boerrepublieke was daar nie Afrikaner republieke nie. Ja, die Afrikaner is daar, die Afrikanerdom bestaan. Niemand misken nie Afrikanerdom nie. Niemand misken die blanke in Suid-Afrika nie. Maar om een of ander rede word die boervolk in Suid-Afrika misken. En ek dink ek is die eerste ou wat gatvol is daarvoor. Ek is nou al redelik moeg daarvoor om te probeer beklei net laat die Afrikanerdom die boererepublieke erken en ons moet gaan kyk maar wie en wat is en waar kom ons vandaan. Ons is almal boerlinge van die boererepublieke. Ons is boere wat planne maak. Ons het boerseep gemaak. Ons het boererate. Ons het alles wat ons het is gebaseer op die feit dat ons 'n boervolk is wat individualisties is en wat ons self aangedrewe is en wat ons vra niemand niks nie man. Ons doen ons eie ding. Ons het 'n besonderse trots wat binne inherent is. Ons is 'n bouende volk. Ons is nie mense wat afbreek nie. Ons brand niks, ons verniel niks. As ons iets kan bou nie en ons kan nie iets gefestig nalat as 'n nalatenskap nie, dan voel ons verskriklik sleg. Want ons is 'n trotse wese inherent, maar ons is geneties trots verbind en daarom moet ons saamspan en moet ons gaan en ons het erkenning vir al die ander groeperinge wat die ZAR en die ZABR en agterlike boedel, almal van ons die adviesraad van die Boerrepubliek almal van ons het 'n plek en ons nie nou samehorigheid gaan begin vestig en vorm nie, dan gaan ons ongelukkig die laaste generasie wees wat ons kop in skaamte gaan sak.
om te kan sê ons het 'n geleentheid gehad om ons intelligensie reg aan te wend en regstegnies hierdie ding volgens internasionaal erkende wetgewing. En nie net internasionaal erkende wetgewing nie, Afrika erkende wetgewing te kan dryf en te kan vestig. Daar's genoegsame wette wat ons kan op terugval. Maar ons is nou nie die tyd vir ons as boervolk om emosioneel, ons is ook 'n baie emosioneel uitgedrukte volk. Ons raak gou moedig en ons raak so kwaad soos Kaskars praat man. Maar in daai tyd moet ons gaan en moet ons gaan sê, maar wat wil ons bereik? Is nou die tyd dat ons individuele egos op sy skuif en wat ons samehorige in 'n bindende faktor gaan hê. Dit is ons genetiese samestelling. En daai eendrag maak mag en daai eendragtigheid en eenmagtigheid wat ons weet ons het. Dit is nog in ons. Dit is ons wese. Ons kan dit nie wegvat van ons af nie. Ons is wie ons is. En omdat ons is wie ons is, moet ons bly wie ons is. En ons moenie in hierdie smarty box regering verval en ons moenie mismoedig raak omdat ons vergeet wie ons is nie. Hou vas aan wie jy is, wees trots wie jy is, wees dankbaar, jy is deel van God se verbondsvolk. En ons het 'n rede hier aan die suidpunt van Afrika, kom ons leef dit uit. Dis my relaas daai, Tommy, jy kan oor wat in jou hart uitpraat. Ja, Wynand, ek stem met jou saam. Ons vryheid gaan nie vir ons gegee word nie. Maar soos wat ek die gety sien inkom wêreldwyd, as ons kyk wat gebeur in Ierland en ons kyk die hele Europa, ons sien dit nie op televisie nie of op die media nie, want dit word van ons weggehou. Maar jou liberaal is besig om uit te sterf. Hulle is in hulle laaste stuiptrekkings en jou regsgesinde, kom ek noem dit, die gees van die regsgesindheid is besig om baie sterk na vore te kom. So ek dink die tyd om ons onafhanklikheid aan te kondig is presies op die regte tyd. Ons kan nie vir 'n beter tyd gevra het nie. Ek dink die voorsienigheid maak ook voorsiening vir ons om dit op die regte tyd nou te doen. En ek glo dat ons is op die regte pad. As ons dit nie nou doen nie, wie gaan dit doen? Wanneer gaan dit gedoen word? Soos Herman sê, ons is dit ook daarna verwys. So moet begin. Al vat dit 10 jaar, al vat dit 50 jaar. As ons volgende jaar begin, is dit 51 jaar. So kom ons begin en ons kry die ding aan die gang en ons word erken in ons eie grondgebied as 'n volk. En daarvan af kan ons vorentoe gaan. Okay, Tommy, jy breek nou weer kwaai op daar, so 'n bietjie van 'n stilte daar en Wim het nou so aan die agtergrond. Ek sien hy is nou af, maar hy gaan nou weer terug wees. Ek het nou 'n klomp kommentaare al hier opgesit en dit is baie goed dat dit moet gebeur. En daar sien ons is Chris Wyatt ook op die skerms. Good evening, Chris. Welcome here to a very Afrikaans broadcast, but of course, as always, you are very welcome. We will soon have a chat again, fireside with the colonels, but you and me will discuss that very soon. Okay. Fred de Beers wat sê baie dankie vir hierdie voorligting. Ons gaan ten gronde en ons is nie bewus van die werklikhede en die waarhede nie. Dit is absoluut so. Dan sê jou Pretoria is net sy laaste bydrae vir die aand is, dankie vir die gebedsopening aan die begin. Manne, ek dink dit is tyd om klaar te maak. Ek is baie dankbaar, Herman, vir julle gesprek. En Tommy en Wim. En Tommy, ek wil net beklemtoon dat
ons stem almal saam dat ons voel dieselfde en dat ons almal in dieselfde rigting moet beweeg en dat daar op die ou ende by mekaar aangeskakel gaan word en dit sal gebeur soos wat die dinge uitspeel. Elkeen moet fokus op sy gebied, op sy terrein, op hierdie stadium en vorentoe gaan ons noodgedwonge by mekaar uitkom, ongeag die rolle wat ons nou vervul. Ek bly sê dat elke organisasie tans wat die regering teenstaan op een of ander vlak, het sy dit is deur middel van 'n petisie, het sy dit is deur middel van 'n hofsaak, of julle verklaring wat julle in die Staatskoerant gemaak het, dis elke bietjie wat bydra op die ou ende vir 'n stem na buite. En ek dink daar het 'n baie groot verandering in Suid-Afrika gekom sedert Februarie van 2025 met die inhuldiging van Donald Trump. Want dit is asof die mense moed gekry het, 'n platform gekry het om hulle opinies te lig. So ek stem saam. Ja, dis die regte tyd om hierdie tipe van goed te doen, om na vore te kom, na vore te staan. Ons is nie heeltemal aan ons kant so bevoorreg nie. Hulle soek ons bloed, want uit die aard van die saak sien hulle ons as 'n groot bedreiging, as 'n groepering van voormalige militêre manne. En ja, so ons moet maar verwag dat daar vir ons teenstand sal wees op alle vlakke. En die antwoord is, hou net aan met dit wat jy doen. En op die ou ende sal ons gesamentlike sukses hê. Jy weet, Colleen Serfontein, nie almal hou van Colleen nie. Maar Colleen het gesê, hy sê, ons is op dieselfde spoorlyn, dis 2 lyne, verskillend. Maar ons kom by dieselfde punt uit daarvoor, op die einde van die dag. Ek dink dis belangrik om te onthou. Dit wat ons wil hê, is dieselfde resultaat wat ons wil bereik. So daarom sê ek Herman vir jou en vir Tommy ook baie dankie en Wim wat nou af is. Hy het nog nie probeer terugkom nie. Sê ek baie dankie vir die aand. Herman, ek gaan vir jou kans gee om Kubai te sê en dan is dit Tommy se beurt of Tommy eerste en dan jy Herman, nes jy wil. Geef vir Tommy. Ja, dankie Wynand vir die geleentheid om hier te wees. Ons wil niemand uitsluit by die toekoms wat ons voorsien nie. So ons wil almal laat stem. Ons wil elke groep en elke persoon, elke individu wat voel hy wil 'n verskil maak aan die boervolk en die toekoms van ons kinders en ons kleinkinders en ons ongebore kleinkinders. Nou is die kans om by mekaar te kom. Nou is die kans om 'n amptelike verteenwoordiging vir jouself te kry in die Volksraad. Niemand is uitgesluit nie. Almal moet deelneem sodat daar 'n volksverteenwoordiging kom wat gekies is deur die volk en laat daai ouens vir ons almal kan die werk vorentoe vat en doen. Kan ek aansluit daar, Tommy? Ek wil graag bekragtig wat ek nou gesê het, Wynand en Tommy en Wim en al die luisteraars. Ek is regtig bevoorreg om op baie groepe te lê. En in dat ek op baie groepe lê, het ek insigte van wat baie die denkpatrone van absoluut deurdagte en ingeligte en intelligente ek sien hulle as toekomstige boereleiers wat daar is en elkeen van hulle het hulle inset om te lewer en dit is die dinamika van ons volk en ons stam hier in hierdie suidelike punt van Afrika. Ons moet snap en verstaan dat ons nie elkeen van ons
ten spyte van die feit dat ons 'n besonderse intellektuele vermoë het, wat ons kan redeneer en ons het doelstellings en ons het vaardigheidsvlakke wat skrik vir niks. En omdat dit skrik vir niks, is ons individualisties uitgesproke teenoor mekaar. Ons oordeel mekaar maklik en nou is die tyd wat ons egos op sy moet sit. Ons moet nou sê, maar in wie se belang tree ek nou op? Tree ek in belang op van die beweging en die herstel van ons volk in sy regmatige ereplek? Of gaan ek nou iemand anders se standpunt en opinie noodwendig afskiet omdat my ego te groot is vir dit wat ons moet bereik wat die toekoms aanbetref? Ons is nou daar waar ons egos moet op sy sit. Ons het nie 'n keuse nie. Ons is nou daar waar ons moet sê ons tree op in volksbelang en ons moet elke persoon wat in volksbelang opstaan en in volksbelang uitgesproke is, moet ons toelaat om dit te wees. Want as ons dit nie doen nie, gee ons dalk 'n baie goeie inset die geleentheid om versmoor te word en ons mag dit nie doen nie. En ons moet vir onsself sê, weet jy wat, ek sien myself nie as 'n volksleier nie, want ek is ongekose. Ek sien myself as 'n touleiertjie raak voor daai osse vat. En ek is bereid om leiding te neem om die os en die wa deur die drif te trek. En tot en met ons in 'n posisie is waar daar 'n gekose volksraad is wat in die beste belang van ons volk en sy mense sal optree in die tyd en in die eeue wat kom. So ek en Tommy is nie volksleiers nie. Ek is nie gekose nie. Ek is doeteenvoudig net, ek sien myself as 'n senator. 'n Senator tree op namens mense vir wie hy omgee in sy gemeenskap en hy doen dit sonder dat hy enigstens 'n fooi of 'n veer vra. So ek dink vir jou Wynand en vir jou luisteraars en kykers en luisteraars, dankie vir wat die geleentheid wat julle vir ons gegee het om te luister. Ons het nodig om gehoor te word. Ons het nodig om vir julle te sê ons bedoeling is opreg. Ons bedoeling is in volksformaat en dit gaan nie vir my oor Herman en Herman se ego nie. Dit gaan vir my oor wat kan Herman vir die nageslagte hierna volg. En ek sê weer, ek dink nie ons het verskriklik meer baie tyd nie. Ons het dalk 2 of 3 jaar om hierdie ding van die grond af te kry en eendrag maak mag en samehorigheid gee eendragtigheid en eendragtigheid gee eenmagtigheid. En aanhou het die brieke nie. En dan wil ek my laaste sê, ek het 'n simpel gesegde wat ek altyd publiseer en ek sê, arende vang nie vlee nie, leeu's jag nie mure nie, olifante hou insig en wysheid, bring insig en wysheid en mossies bring hoop. En as ons aan daai beginsels van die natuur kan vashou en ons kan gaan leer by die natuur en ons is 'n volk wat staat maak op dit wat ons uit die natuur leer. As ons dit kan deurtrek, dan wil ek vir julle sê ons kan hierdie ding wen. En ons kan ons regmatige plek in die son kan ons op aanspraak maak want ons het dit nie gesteel nie, ons het dit gekoop en ons het dit onderhandel. So Wynand, dis my gebed en dis my repliek wat ek lewer en ek het geen ander motief as net dit nie. So as daar enige iemand is wat dink ek of Tommy of Wim of selfs julle by SBB of ons of almal by SBB het nie die volk se beste bedoeling in gedagte om behoudend te wees nie. Jy sê dit baie, ons moet behoudend wees. En al wat ek en Tommy en Wim probeer doen is ons probeer behoudend wees vir die mense vir wie die volk vir wie ons omgee. En daardeur kan ek net sê amen, dis my redenasie daai. Herman en Tommy en Wim, wat julle sê is absoluut 100% waar en jy sou sien die mense spreek hulle waardering uit vir die feit dat ons vanaand hierdie gesprek gehad het. Ons gaan mekaar vorentoe baie nodig hê, maar dit is belangrik dat ons nou al begin stemme lig en begin praat oor dit wat problematies vir ons is. En ja, op die ou einde van die dag is daar maar net
soos ons sê, daar's net een rigting en dis vorentoe. Het help nie ons draai om nie, ons kan nie. Daar is nie 'n omdraaipunt nie en ons gaan die punt bereik waar ons letterlik weer eens die ou gesegde die Rubicon sal moet oorsteek. Herman, vir jou Tommy sê ek baie dankie en vir Wim ook. Ek gaan julle nou afhaal. Ek waardeer julle gesprek vanaand en is daar een van julle wat nog 'n woord of twee wil sê? Tommy, jy kan gaan as jy voel. Nee, ek dink ek het genoeg gesê. Baie dankie net vir die geleentheid. Ek waardeer. Ons Ja, gaan weer ek toe wil maak. net- ek wil Herman, net- jy gaan baie kans kry om te gesels nou die volgende paar weke. Dit Maar gaan baie dan- lekker wees. Dan maak ons 'n opvolg dat ons nou 'n bietjie ook vir die luisteraars. Ek beskou vanaand as 'n inleiding tot verdere gesprekke. Wat ons kan hê en dalk na die praktiese kant van alles ook gaan kyk. Okay, Herman, jy wou nog sê? Ag nee, wat Wynand is net vir my 'n dankbare voorreg om die vrymoedigheid gehad het om met jou te gesels en ek vra asseblief ander kanale soos jy. Ek het 'n diepe waardering in my hart vir Colleen. Ek beskou hom as 'n dierbare vriend. Hy's net 'n karakter in sy eie liga en hy's 'n fenomeen. Ek is verskriklik lief vir Colleen. En dan wil ek ander kanale. Ek het alreeds met Koot, ek het 'n groot waardering vir Koot en die werk wat hulle doen by Boer Media en ek wil graag vir julle vra dat julle vir ons 'n geleentheid gee en ligtheid gee, dat hoe meer mense ons hoor en hoe meer mense ons stem hoor en hoe meer mense ons harte sien en hoe meer mense agterkom, maar ons het eintlik niks anders. Ons het geen ander motief, geen ander motief as in die beste belang van die boer en die nageslag wat ons moet nalaat nie. So daardeur kan ek sê dankie Wynand, ek waardeer jou. Ek het 'n diepe waardering vir jou en vir die goeie werk wat SBB doen en die leiding wat julle neem om behoudend te wees en ons mense daar te stel. So ek waardeer julle. Ek sal leer een en elkeen van julle. Amen. Dankie Herman. Ek gaan julle dan nou groet, ek gaan julle afhaal. Ek wil julle nie eintlik afhaal nie, maar dit's nou tyd en ek sal maar moet. Baba julle en gaan mooi en groete tuis vir almal. En daarmee kom ons dan aan die einde van die aand, mense. Ons was redelik lank besig, 1 uur en 40 minute. Baie dankie aan almal van julle wat geluister het. Dankie van julle wat superkletser gegee het. Ek word waardeer. En dink bietjie hieroor oor wat vanaand gepraat is en wat gesê is. En ja, ons het almal ons opinies, ons menings en dit is reg. Maar by SBB is daar net een rigting en dis vorentoe. Lekker aand vir julle elkeen en ons praat dan môreoggend weer en volgende week sal my bosberaad waarskynlik Woensdag aand plaasvind omdat ek Donderdag verpligtinge het. Right, mooi loop, lekker aand vir julle almal en 'n goeie nagrus. When some saw it was a bird blue sky. Om daar hoog in die blauwe lucht te kan draai en draai. Of van bo uit die wolken af te kyk. Hoe die sandveld ver daaronder aan die Weskus lyk. Vlekke wyd, koers op pad, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Vlekke wyd, koers op pad, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Om vlekte spanning koers te kry. Oor taai beskaal en Elandsbaai verloor vlei.
nou net weer te glip oor Wolfuis, Postduifklip en aan die ander kant van Doornbad, het die sessienspoor noordoos te draai. Vlerke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, met bos kraai, oor die Weskus bly. Vlerke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, met bos kraai, oor die Weskus bly. Verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly.